Geliefdes, ons gaan vanmôre uit die woord van die Here lees uit Psalm 8, amper sê ek nou hoofstuk 8. Psalm 8, 'n baie bekende psalm vir baie van ons, en ek wil graag dat ons dan daarby sal stil staan. Dit is 'n lied wat geskryf is deur Dawid. Here ons Here, hoe vol majesteit is U naam op die hele aarde. U heerlikheid is hoër as die hemele. Kinders en babas besing U lof, want U het die wat sterk is bestraf, vyand en wreker stil gemaak. Wanneer ek opkyk na die naghemel en ek sien die werke van die vingers, die maan en sterre wat U in hulle plekke geplaas het. Wat is die mens dat U aan hom dink, die mensdom dat U vir hulle omgee? U het hom 'n bietjie minder gemaak as hemelse wesens en hom gekroon met roem en eer. U het hom in beheer gestel van alles wat U hande gemaak het. U het vir hom mag gegee oor alle dinge, skape en beeste, alles en ook die wilde diere van die veld, die voëls in die lug, die visse in die see en alles wat swem deur die seestrome. Here ons God, hoe vol majesteit is U naam oor die hele aarde. Ek gaan graag spesifiek 'n bietjie meer wil verwys na vanaf vers 4 en vers 5. Wanneer ek opkyk na die naghemel en ek sien die werke van U vingers, die maan en sterre wat U in hulle plekke geplaas het. Wat is die mens dat U aan hom dink, die mensdom dat U vir hulle omgee? Tot sover dan uit die woord van die Here. Vriende, die reeks waaraan ons vandag gaan werk is 'n reeks wat al meer as 'n jaar in my kop lê. Ek onthou dat ek die boek die eerste keer begin lees het voor laas jaar se Pinkster. En ek het so 'n rukkie daaroor gewonder of ek dalk die boek destyds maar moes doen met Pinkster nie. Maar op die ouene besluit, nee, ek gaan hom hou, want ek dink daar's nog 'n bietjie groeiwerk nodig op deur hierdie inligting. En daar het inderdaad 'n klomp meer oordenking oor dit plaasgevind. En vanmôre sien ek regtig uit daarna om met U te gesels oor van die belangrikste lewensvrae wat mense kan vra. Dis vrae wat ons baie keer vergeet om te vra, maar juis omdat ons vergeet om dit te vra, raak ons later onseker oor wat die antwoorde van dit alles is. Die grootste vraag wat deur alle mense gevra kan word, is die vraag, is daar 'n God? En vanmôre wil ons graag by van hierdie vrae begin stil staan. As jy na die afkondigings kyk, sal jy sien dat ons verskillende onderwerpe sal hanteer deur die loop van die reeks. Môre sal ons stil staan by hierdie Jesus wat dan nou vertel word dat hy opgestaan het uit die dood. Is dit so? En watter bewyse is daar? Of is dit net iets wat ons glo, soos wat ons glo in die Tandemuis en in Kersvader? En dan sal ons Dinsdag, as die Here ons spaar, sal ons stil staan by, is Jesus alleen die verlosser? Wat van al die ander gelowe met hulle gode waarin hulle kyk? Hoekom sê ons Jesus is die verlosser? Woensdag, as die Here ons spaar, sal ons stil staan by, as dit dan met my swaar gaan, as daar doodstyding kom, as daar honger is, as daar rampe oor ons kom, waar is God? Hoekom is hy nie daar as ek na hom roep om hulp nie? En dan donderdag sluit ons af met nog een van die ander belangrike vrae. Hoekom is God stil as jy met hom praat? Ons bid al jare. Ons glo dat hy ons antwoord en dat hy by ons stap. Maar baie keer is ons te bang om hardop te sê, dat daar kere is wat ek die Here se stem wil hoor, en dat hy met my terugpraat, en dan is dit net stil. En hierdie vrae ondergrawe ons geloof, en die grootste een waarby ons wil stil staan vanmôre, gaan oor die Skepper God. 3.7 miljoen kere word op Google hierdie vraag gevra. Hoekom is dit so 'n prominente vraag? Want mense
wat in sonde gebore is, verkies om eerder hulle eie idees te glo en hulle eie koppe te volg, as om regtig oopmond te luister na 'n almagtige God. En so het mense ons van tyd tot tyd al begin oortuig en met ons koppe begin smokkel oor die bestaan van God en hoe die kosmoloog, soos wat ons dit ken, hoe dat dit aan mekaar geweef is. Aan die een kant sê ons dat God het met sy vingerpunte die skepping daar geplaas, en aan die ander kant hoor ons al die opinies van slim en geleerde mense daar buite. Hierdie 3,7 miljoen kere waar die vraag gevra word na, is daar 'n God? Vertel vir ons van 'n honger wat daar in 'n wêreld is. 'n Honger waar ons nie maar net kan stil bly en kan maak asof die vraag ons nie meer raak nie. Want eers het die vraag ook vir my en vir jou al so 'n bietjie geskud. Die wêreld was nog nooit so eensaam en depressief, en die vraag na die sin van die lewe was nog nooit so sterk soos in die tyd waarin ons nou leef nie. En daarom smag mense na iemand wat hulle kan omarm. Iemand wat sê, daar is 'n struktuur en daar is beheer en daar is 'n groter hand. Die boek wat ek gebruik het om my navorsing mee te doen, en daar is baie van hierdie boeke beskikbaar, maar ek het gekies om stil te staan by 'n man met die naam van Lee Strobel, wat 'n boek geskryf het met die naam Is God Real? Die verhaal van Lee Strobel is baie belangrik vir elkeen van ons, want Lee Strobel was 'n misdaadverslaggewer met 'n juridiese graad agter hom, en hy het in die koerante gerapporteer oor die grootste hofsaake waarin hy vir sy lesersgetal kon vertel met die feite wat voorhande is, of hierdie persoon skuldig is aan moord of nie. Vir baie jare het hy dit gedoen, en vir die New York Times het hy hierdie verslae geskrywe. En toe kom sy vrou tot bekering, en hy het nie geglo in God nie. En met al sy agtergrond van die juridiese wetenskap en hoe jy dinge kan bewys, het hy besluit dat hy sy vrou graag wil verkeerd bewys, en dat sy hierdie fairy tale waarin sy glo, asseblief nou maar moet los. En so begin hy navorsing doen, en begin hy met die een geleerde na die ander praat, en dikwels op 'n siniese manier vra vir hierdie geleerdes. Die uiteinde daarvan is, spoiler alert, dat Lee Strobel tot bekering gekom het, en vandag voltyds die Here dien. Verskillende boeke het al uit sy pen gekom. Een van die eerstes wat ek gelees het, is 'n boek met die naam The Case for Christ, waarin hy op dieselfde trant hierdie vraag begin vra, as gevolg van sy heel eerste vraag aan geleerdes. Hierna het hy verdere boeke geskryf, ek gaan nie almal kan doen nie, maar A Case for Easter, A Case for Christmas, A Case for Faith. En vandag kyk ons vanuit die basis agtergrondstudie van die boek met die naam Is God Real? Die effek van al hierdie navorsing het gemaak dat miljoene mense in die tyd waarin ons lewe, en ek wil myself daarbey insluit, 'n nuwe ontdekking gekry het van die grootheid en die almag van God. Daar is min kere in my lewe wat ek getwyfel het oor God se bestaan. Maar as daar een persoon is wat vandag vir my sê, het nog nooit getwyfel aan die bestaan van God nie, en nog altyd bewus gewees van God se nabyheid en teenwoordigheid, dan is jy waarskynlik baie nader aan Jesus as enigeen van ons ander.
Ek het met my studies op Stellenbosch begin met 'n vriend van my wat na 6 maande uit die teologie uitgegaan het en iets anders gaan doen het. En toe ek hom daaroor gaan vra het, en ek en hy oor 'n glas bier gesit en gesels het, soos net studente dit kan doen. Het hy vir my gesê, ek het my geloof in God verloor in die manier hoe mense na die Bybel kyk. En so is daar baie geleerdes, mense wat voorstanders was en van die grootste predikers in die wêreld was, wat op die ou einde tot hierdie konklusie gekom het. Daar is nie 'n God nie, en dan al die redes wat hulle daarvoor gee. Self het ek nog nooit oor die bestaan van God getwyfel nie. Ek nog altyd vasgehou in sy karakter van nabyheid, maar nog nooit antwoorde daarvoor kon gee vir mense wat my daaroor vra nie. En skielik het die koms van Christus na hierdie wêreld vir my iewers 'n vraag begin word. 'n Vraag waaroor ek baie gelees en baie gedink en baie gebid het. En dis 'n vraag wat 'n mens nie graag oor wil twyfel nie. Maar weer eens, as daar van julle is wat nog nooit hieroor gewonder het nie, dan is jy 'n beter gelowige as ek. Ek het agtergekom deur die lees van hierdie boek, as jy daai boek van my, ek sal hom dalk môre na die Pinkster toe saambring, as jy kom kyk, sê jy sien, daar is meer gehighlight in die boek as wat daar omtrent ink is op die papiere. Want elke woord wat daarin geskrywe staan, het vir my sin gemaak, en het ek probeer deurwerk. Daar is net te veel inligting om te hanteer, en daarom gaan ek deur sekere goeters maar net kortliks verwys. En as jy meer wil weet, is daar natuurlik hulpbronne waar jy mens verder en meer kan gaan lees daaroor. Die Bybel sê vir ons in Psalm 8, dat die skepping is fyn gemaak. Dit sê dat dit aan mekaar geweef is deur die vingerpunte van God. En die vraag wat deur die wêreld geresoneer word is dit waar? Is dit waar dat 'n skrywer in die Bybel en verskillende mense op verskillende tydsvlakke kan vertel van 'n skeppergod wat ek en jy in ons geloofsbelijdenis bely? Is dit waar as 'n mens luister na soveel mense wat hieroor praat? Ek wil jou graag vanmôre uitdaag met die volgende sin. As jy saam met my hieroor gewonder het, of dalk op die oomblik wonder, ek wil jou uitdaag om die volgende gebed te bid. Here, as U my oë sou oopmaak, om te weet wie U regtig is, dan sal ek my lewe vir U oopmaak, en U volledig volg. Dit is 'n gevaarlike gebed. Maar 'n belangrike ene vir ons sieleheil. So kom ons begin met die groot vraag oor die Skeppergod en die bestaan daarvan. Daar is geen meer wetenskaplikes wat oor hierdie gedagte onseker is nie, almal stem hieroor saam. Die skepping is biljoene jare oud. Die meeste wetenskaplikes kom ooreen op hierdie een groot beginsel wat hulle noem die Kalam beginsel. Dit beteken in kortliks daarop dat alles wat bestaan het 'n oorsaak. Dis 'n belangrike ding. As ek jy my hier verloor, dan gaan jy baie van die reeks verloor, of van vandag verloor. Alles wat bestaan het 'n oorsaak. As ek 'n kar ry, iemand het hom gebou. Hy's gemaak van sekere materiaalstowwe. Dis hoe hy daar is. Daar is 'n intellektuele wese agter die kar wat gemaak is. Hoe hy aan mekaar gesit is, sê vir ons dat iemand baie lank hieroor gedink het. En die ontwikkeling van hoe karre van Ford se eerste karretjies gegaan het tot waar ons vandag is, sê vir ons dat daar ontwikkeling is,
en dat daar verbetering is en dat daar groei is. Goed, dis die Kalam beginsel. En die skepping, so sê die teorie, het 'n begin. En daarom moet daar 'n oorsaak wees. Ateïsme is die enigste stem wat teen dit praat. Ateïsme se standpunt is dat die kosmologie soos wat ons dit vandag ken, het uitgepop sonder rede. Dit het net eendag, boom, was dit daar. En dis waar die term Big Bang vandaan gekom het. Eendag was daar net een aardskuddende ontploffing en toe is alles daar. Die meeste wetenskaplikes wat hieroor dink, sê, as jy dit wil glo, dan moet jy ook dit glo dat as jy vandag werk toe gaan, dat daar skielik 'n perd in jou sitkamer kan ontstaan. En as jy terugkom by jou huis, dan is die perd in jou sitkamer. Want dit het net gebeur. So min as wat jy dit gaan glo dat daar 'n perd in jou sitkamer kan staan, so min kan jy glo dat die aarde maar net skielik eendag ontstaan het. Voorstanders van hierdie teorie sê, dat daar het klein molekules bymekaar gekom en proteïene het in reaksie teenoor mekaar gekom en dit het ontwikkel oor tyd om die kosmos tot stand te bring. Maar dan werk ons nie vanuit die alles tot niks beginsel nie. Jy maak die aanname daar was molekules en daar was proteïene. En daarom is daardie standpunt nie meer geldig nie. Albert Einstein het baie jare gelede al gesê, as ons na die skepping kyk, dan is daar twee moontlikhede. As ons kyk na hoe planete en sonnestelsels teenoor mekaar staan, dan is daar een van twee moontlikhede. Of die skepping is besig om homself in te plof op mekaar, of hy is besig om uit te brei, want hy staan nie stil nie. Daar is ontwikkeling in die skepping. Die vraag wat hy daai tyd gevra het is, stort dit in duie, of brei dit uit? En hierdie vraag het 'n klomp wetenskaplikes besig gehou, en ons is by die punt waar ons sê, die skepping is besig om uit te brei. Die skepping is nie besig om mekaar te stort nie. Daarom, as ons weet dat die skepping met tyd uitbrei, soos wat ons vorentoe gaan, word dit groter. Beteken dit dus, as jy logies saam met my wil dink, dat as ons teruggaan in tyd, dan moet dit kleiner word. Maak dit sin? Soos ons verder gaan, brei dit uit, as jy teruggaan in die geskiedenis, dan moet dit minder word. En so sê wetenskaplikes, as jy teruggaan, so ver kan teruggaan, dan moet jy by 'n punt kom waar daar niks was nie, en waar daar iets gebeur het. Die term Big Bang is iets wat deesdae deur die meeste geleerdes aanvaar word. Ek het groot geword met Big Bang is ateïsties. Moenie daarna kyk nie, moenie daarna luister nie, los dit uit. Dis bloot 'n term om te vertel, daar was 'n begin. In die begin het God die hemel en die aarde gemaak. Dis daai begin. Die wonder is dat hierdie skepping van dag 1 af uiters fyn, bo menslik fyn aan mekaar geweef is. En ek wil graag 'n klompie feite met jou deel. Die rede vir die feit is nie om vir jou 'n wetenskap les te gee nie. Die rede vir die feite is sodat wanneer mense vir jou sekere antwoorde gee of aannames maak of vrae vra, dat jy weet waarvan jy praat. Want dit is my oortuiging dat baie mense, en ek het al met baie hieroor gepraat, dat hulle groot word met 'n geloof in God die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Maar omdat hulle dit nie kan verdedig nie, kom hulle by 'n punt waar dit vir hulle
is dat ek dit glo, maar hulle gaan aan met hulle lewe. Hulle glo dit, maar dit impakteer nie hulle manier van dink en leef nie. En op die ou einde is God daar in die agtergrond, en ek het hierdie hoop dat hierdie God my eendag sal ontvang as ek in die hemel kom. Maar om iets te vertel van hoe groot hy is en wie hy is, ons het nie daai vermoë en daai kennis nie. Daarom is dit nodig om iets hieroor met mekaar te deel vandag. Die hoeveelheid materie wat bestaan in ons skepping het gemaak dat aantrekkingskragte wat veroorsaak word deur planete en sterrestelsels wat saamsmelt om dit te kan vorm, 'n realiteit geword het. Met ander woorde, en hier het my kop beginne so maak, en ek het dit waarskynlik 7-8 keer oorgelees. Die presiese hoeveelheid materie wat nodig is om die skepping hoegenaamd moontlik te maak, is verstommend. As daar te veel materie was, sou die skepping op homself inplof, so sê die wetenskaplikes. Sou daar te min wees, sou planete nooit gevorm het nie. Om hierdie groote uitspansel wat ons vandag van weet, daar te stel, moes daar 'n spesifieke hoeveelheid materie losgelaat word, in die skeppingproses vrygestel word, geskep word, om dit moontlik te maak. Die verhouding waarin hierdie skepping moes ontstaan om hoegenaamd lewe moontlik te maak in hierdie hele uitspansel, is soos 1 tot die mag 10 met 60 nulle daarna. Net Neil sal weet waarvan ek nou praat. As jy net 'n paar kilogram materie sou bysit by hierdie skepping wat ons vandag sien, ons praat van die totale uitspansel, as jy 'n paar kilogram materie sou bysit, sou die skepping nooit kon vorm soos wat hy nou is nie. Ergens het iemand 'n wysheid gehad om die skepping daar te stel met 'n insig van presies hoeveel materie is nodig. En dit is nog die begin, hier kom nog baie ander goed. Die skepping wat ons tans op die oomblik kan sien, is 27.5 biljoen ligjare in deursnee. As ons net 1 millimeter sou byvoeg, sou die verskil nog groter gewees het as die 1 tot die mag 10 met 60 nulle. In die ontstaan van die skepping moes daar 'n kernkrag betrokken gewees het. Sou daardie kernkrag 2% sterker gewees het, sou die hele periodieke tabel anders gelyk het. En sou radioaktiewe middele so oorheersend gewees het dat lewe op hierdie planeet nie moontlik sou wees nie. 2%. Daarmee saam, as daar nie waterstof op hierdie planeet is nie, sou lewe onmoontlik gewees het. Sou jy hierdie kernkrag 5% minder gewees het, sou die hele skepping net uit waterstof bestaan het en sou lewe ook nie kon plaasvind nie. Die verhouding tussen die elektromagnetiese kragte en die aarde se aantrekkingskrag moes in so 'n fyn verhouding gewees het om lewe op aarde moontlik te maak. Om dit te verduidelik, gebruik Lee Strobel of die wetenskaplike met wie hy gepraat het die volgende voorbeeld. Hy sê, as jy van die aarde af Noord-Amerika sou vat en jy sou, dan moet ek net mooi kyk, 'n biljoen kere Amerika bo op mekaar plaas. 'n biljoen kere. Sodat hy van die aarde tot by die maan strek. En jy sou met 'n pen
een rooi kolletjie ergens tussenin dit wegsteek. Een rooi kolletjie tussen hierdie biljoen Amerikas. Een rooi kolletjie wegsteek. En jy sou iemand blinddoek en sê, gaan vind die rooi kolletjie vir my. Die kanse dat daardie persoon daai rooi kolletjie in daai biljoen vlakke sou kon raakvat en sê, daar is die rooi kolletjie. Dit is hoe fyn dit moontlik is om te kan sê dat dit wat hier ontstaan het was per ongeluk. Die skepping is iets wat super fyn aan mekaar geweef is. Om hoegenaamd lewe en die vorming van lewe moontlik te maak, moes daar dus 'n kernkrag ontploffing wees, wat in die regte balans is met materie, en daarmee saam moes dit in die regte sonnestelsel gebeur het. Nou, daar is 3 soorte sonnestelsels in die heelal. Daar is 'n elliptiese sonnestelsel, 'n spiraalvormige sonnestelsel en 'n onreëlmatige sonnestelsel. Dis die 3 moontlikhede wat daar buite is. Dit is net in 'n spiraalvormige sonnestelsel waar daar moontlikheid van lewe kan wees. So kom ons gooi die ander 2 uit. Die spiraalvormige sonnestelsels is so min dat jy dit waarskynlik op jou een hand sou kon optel. Daarmee saam in hierdie spiraalvormige sonnestelsel moes daar die perfekte balans van materie gewees het. Dit moes die presiese afstand van die son af gewees het om op daardie Goldilocks afstand te wees waarin suurstof moontlik is. 'n klein bietjie nader of verder van die son sou lewe onmoontlik gewees het. So ons sê dit moes in 'n spiraalsonnestelsel wees. Dit moes op 'n perfekte plek afstand van die son af gewees het. En hier kom nou nog goed wat my kop totaal de mekaar gemaak het. Dit moes 'n klas C soort son wees. 'n Klas C soort son beteken dat jy het 'n klas A son wat met die skepping begin het. En hy het bestaan uit helium en wat is die ander stof? En koolstof. Nee, waterstof en helium. Die eerste son, hy het blykbaar nie baie lank bestaan nie. Maar hierdie son moes 'n sekere vorm van energie vrystel om 'n tweede moontlikheid te kan maak. En dit is dat daar materie moontlik kon word. Dit is die klas 2 son. Het dus ontstaan nadat materie in ons heelal beskikbaar geword het. Dit het net genoeg bestaan om sekere elemente moontlik te maak soos koolstof, suurstof, silikoon, yster en nog meer. Dis hierdie tweede son wat gemaak het dat die moontlikheid van planete en sterre daar is. En dit op sy beurt moes weer genoeg materiaal bymekaar gemaak het om rotsvorming in planete te kan veroorsaak. Ons sit dus vandag met 'n 3de generasie son, en dit is eers die 3de generasie son wat lewe kan ondersteun. In hierdie spiraalvormige planeet of stelsel waarin ons is, waarin die aarde in 'n baie spesifieke verhouding met die son moes wees, en om hom moes wentel, moet daar net een son wees. Jy kry ander spirale waar daar meer as een son is. En dit sou nie moontlik gewees het nie. Dan sou lewe nie meer moontlik gewees het nie. Daar kan ook nie 'n klomp maane in daardie planeet se omgewing wees, want dit sou die hele aantrekkingskrag en alles daarmee saam uit verhouding gedruk het. So daar moet een son wees en een maan, want meer maane sou die aantrekkingskragte laat verander het.
Daardie planeet waarop aarde moontlik sou wees op 'n spesifieke afstand van die son, binne in 'n spesifieke sonnestelsel van die spiraalsonnestelsel, moes teen 'n sekere helling gewees het. En moes om homself kon roteer, om hoegenaamd lewe moontlik te maak. As daardie helling 1 graad uit was, sou lewe aan die begin nooit kon ontstaan nie. So ons weet nou dat hierdie planeet waarop daar lewe moontlik is, moes daar een son in daai sonnestelsel wees, hy moes op 'n spesifieke afstand wees, maar daarmee saam moes daar 'n sekere hoeveelheid ander planete wees, met presies dieselfde, met spesifieke materie, om sekere aantrekkingskragte te veroorsaak, om op die ou ende hoegenaamd moontlikheid van lewe te veroorsaak. Byvoorbeeld, Jupiter moes op 'n spesifieke afstand wees van van die aarde na Jupiter en van Jupiter na die son, en hy moes 'n spesifieke grootte wees om die aantrekkingskrag so te maak dat hy al die brokstukke wat in die uitspansel is, na hom toe trek, sodat die aarde nie vernietig sou word deur al die brokstukke van materie wat rondflout in die heelal nie. Jupiter is dus die stofsuier wat maak dat ons 'n planeet kan hê. Rotsvorming op hierdie aarde moet bestaan in presies die regte soort en hoeveelheid van tektoniese plate om die vorming van magnetiese velde te kon skep. As daai tektoniese plate anders gelyk het, sou die aantrekkingskragte en magnetiese velde anders gewees het, en sou ons nie die stabiele aarde gehad het wat ons het nie. En dit alles maak my verwonderd oor die fynheid waarmee God die skepping aan mekaar geweef het. So wat is die kans dat daar nog so 'n planeet in hierdie uitspansel moontlik kan wees, wat ons so dikwels hoor by geleerdes wat kyk na die buitewêreld? 1 tot 10 met die mag 304 is die kans dat daar per ongeluk iewers in die heelal nog so 'n planeet is? En die antwoord is 0. Hoekom maak God dan so 'n groot uitspansel om hierdie een aardbol met lewe hierop moontlik te kon maak? En sê geleerdes, dit is die kleinste wat die skepping kon wees om die aarde se lewe en kwaliteit lewe wat ons sien hierop moontlik te kan maak. So uit ons eerste saam dink oor hierdie onderwerp, maak ek die volgende gevolgtrekking. Die oorsaak van die skepping is nie per toeval nie. Dit is of wetenskaplik of persoonlik. So kom ek verduidelik dit gou-gou, en daarmee gaan ons omtrent afsluit nou. So as jy nog gedink het, dit is verskriklik baie inligting. Die ander dae sal nie so erg wees nie. Hoekom kook ek 'n ketel met water? Wetenskaplik sou 'n mens kon antwoord en sê, ek sit kinetiese energie in beweging sodat molekules in beweging kan kom wat daartoe lei dat water in stoom verander en dus die water laat kook sodat dis my wetenskaplike verklaring. Hoekom kook die water in die ketel? Daar is ook 'n persoonlike rede en dit is dat ek wil graag tee maak. Daarom kook ek water. So die vraag wat jy vir jouself moet afvra is, as ons dan vir mekaar sê dat die skepping kan nie ontstaan het per toeval nie, is die vraag, is dit bloot 'n wetenskaplike verklaring
van hoe het dit ontstaan, of is daar 'n persoon agter dit, wat terwyl daar niks was nie, al hierdie fyn formules verstaan het, en dit in presies die regte formaat daar gesit het, om met die tyd saam die planeet te skep waarop ek en jy vandag leef. My oortuiging is, dat daar is 'n persoonlike karakter, wat die skepping in realiteit geroep het. Daardie persoonlike karakter, het enorme wysheid wat by verstand te bowe laat gaan. Hy het 'n insig om te skep en dinge so te struktureer, dat dit op die fynste moontlike manier saamwerk, om dit wat ek en jy vandag so algemeen aanvaar, in stand te kon roep. Soos die week verder gaan, sal ons dieper en oor meer onderwerpe gesels, wat ek net aan die begin ook genoem het. Dit is nou een ding om te sê dat daar 'n God is wat geskep het. Maar wie is hy? Hoe luister hy? Hoe praat hy? Waar is hy? Gee hy om? Is ek vir hom belangrik? Hoe pas dit alles by mekaar in om my geloof te kan vorm? 'n geloof wat soms so wankelrig kan wees. Toe ek hierdie gedeelte klaar gelees het, het ek eenvoudig die boek voor my toegemaak, en ek het bewende bely. Hemelvader, ek weet niks van u grootheid nie. Ek verstaan van u almag feitelik niks. Dis taal wat ek gebruik, elke keer. Here God, almagtige Vader. Maar die omvang van daardie sin, het ek nie 'n snars van 'n idee gehad nie. Daar is 'n almagtige God. En deur die eeue heen het verskillende mense gesing oor hierdie grootheid van God. En ons bely dit. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. Dis groot woorde. En later in die reeks gaan ons kom by, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het aan die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader. In die hemel is die Heer, en sy glans is soos kristal. Hy is die heilige van God, en hy heers oor die heelal. Daar is mag in sy woord, soos die waters druis sy stem, soos die son op die see se blou, so die rykdom van sy trou. En aan U is die mag en die heerlikheid en krag, en aan U is die eer en die lof, want U regeer. U regeer. Ek glo in God die Vader,
die Almagtige, die Skepper van die uitspansel, die hemel en die aarde. Miljoene in gereedheid staan die engele om sy troon, verbuisterend sy sieraad en die weelde van sy kroon. Daar is mag in sy woord, soos die waters druis sy stem, soos die son op die see se blou, so die rykdom van sy trou. En aan U is die mag en die heerlikheid en krag, en aan U is die eer en die lof, want U regeer. U regeer. Hemelvader, gee my die voorreg om saam met engele te kan sing oor die grootheid en die almag en die alwysheid van 'n ewige Vader wat 'n skepper God is en wat met al hierdie wysheid 'n plan agter sy skepping het. God wat skep, kom plaas vir ons op hierdie aarde met 'n doel. Here, help my om deur die vorming van hierdie reeks en die saam dink hieroor, hierdie vraag van myself ook te kan antwoord. Wat is my doel op hierdie Godgegewe wonderwerk? Kom gee vir ons antwoord op ons vrae en help ons verstaan, help ons verwonderd wees oor U grootheid en U almag. Laat ons leef onder U alwyse hand van genade. In die naam van ons Here, kom bid ons dit. Amen.